Dis waar kom hierdie geskiedenis vandaan? Jakob en sy seuns en hulle kinders en hulle vrouens het almal Egipte toe gegaan daar aan die einde van Genesis en daar is hulle nou in Egipte. Nou lees ons van vers 7 af. Ons gaan stil staan by vers 8 tot 14. Kom ons lees van vers 7 af. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword. En hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle, of sodat hulle die aarde gevul het. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raamses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Ons lees tot daar die Here se woord en ons fokus dan op vers 8 tot 14. So Exodus is God se storie, geskiedenis, geskryf deur Moses, gelei deur die Gees. En dit beteken Exodus gaan oor meer as net Israel. Dis voorbeeld en waarskuwing, dis verlossingsgeskiedenis wat ons iets leer oor ware verlossing, die verlossing in Christus, want hierdie is nie net 'n storie nie, hierdie is God se storie. Dit is verlossingsgeskiedenis. Ons het dit laas keer gesien. So Egipte is nou daar Israel is nou daar in Egipte. En soos ons ook laas keer gesien het, was hulle min of meer 215 jaar daar. Totdat hulle uiteindelik sou uittrek. Die 430 jaar wat ons op ander plekke lees, is die vreemdelingskap van rondswerwery van Abraham af tot by die Exodus. Maar die begin van Exodus 1, begin nie by die einde van die 215 jaar nie. Dit begin iewers in die middel daarvan. Iewers in die middel het hierdie gemors gekom wat in hoofstuk 1 beskryf word. En is dan nou waarby ons vanoggend gaan stil staan. Hierdie groot gemors, verleiding en verdrukking in slawerny. Is ons tema, ons kyk na 4 V's: verandering, verleiding, verdrukking en verrassing. Verandering, verleiding, verdrukking en verrassing. So die verandering van vers 7 na vers 8, die begin van die gemors kom by vers 8. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het. Hierdie is regtig 'n belangrike draai. Maar, hierdie is 'n groot maar. Vers 7, maar, hier's vers 8. Vers 7 sê die volk het hierdie skepingsopdrag uitgevoer in die seën van die Here in 'n vreemde land. Hulle het regtig baie geword, die land gevul, dis laas keer het ons gesien, daai vers 7 is amper woordeliks Genesis 1 vers 28. Dis regtig goed. Die Here is besig om sy belofte na te kom, Abraham se nageslag gaan baie wees. Maar toe kom 'n nuwe koning. En hierdie koning ken nie vir Josef nie. Nou belangrik, en dis waar die 215 jaar inkom.
Hier het nie honderde jare verbygegaan van dat Josef dood is nie. Ons kan met redelikheid aflei tussen einde van Genesis of Josef se dood en vers 8 dat hom min of meer 50 jaar verbygegaan het. So hierdie koning wat opgekom het in vers 8 moes dus geweet het wie Josef was. Enige farao wat sy sout werd was, sou geweet het van die 7 jaar hongersnood was regtig 'n groot gebeurtenis. So lieg vers 8 dan nou. Wat sê hierdie koning het nie van Josef geweet nie. Al nee, hierdie koning het waarskynlik van Josef geweet, maar hy het hom nie geken nie. En dit is hoe ons ook daai vers 8 kan vertaal. Hy het nie Josef geken nie. Nou, wat is die verskil? Hierdie ken is persoonlike ken. Persoonlike ken in verhouding. Dis die ken as jy weet wat iemand gedoen het en dit laat regtig so indruk op jou dat dit jou optrede verander. Dis ken. As iemand van wie jy nie veel dink nie of selfs haat eendag jou kom uithelp in nood, dan sê hy, "Sjoe, ek het hom regtig leer ken daardie dag. Ek het hom geken en dit het my optrede, my houding teenoor hom verander." En dis hoe die Here hom aan die Israeliete en die Egiptenaars wil bekend maak dat hulle hom kan ken, dieselfde woordjie. Hierdie koning ken nie vir Josef so nie. Hy weet ook van Josef, maar hy ken nie vir Josef nie. So hierdie koning se kennis van Josef, een of ander onderkoning daar in die verlede 50 jaar terug, het geen effek op sy optrede teenoor die Israeliete nie. Ons kan dit so vertaal, Josef het vir hom niks beteken nie. Hy het geen waarde aan Josef en sy werk gesien nie. Hy weet daarom ook van die God van hierdie kerk van Christus, hierdie volkie in Egipte, maar dit het geen invloed op sy agenda nie. Hy neem kennis van hierdie God, maar hy sal sy plan uitvoer. So wie was hierdie nuwe koning? Wat van Josef geweet het, maar hy het nie veel vir hom beteken nie. Al wat ons verder lees, is dat hy net Farao genoem word. En dis belangrik, dis beduidend. Farao beteken gewoon net koning van Egipte. Die Farao is die koning van Egipte. Ons kry nooit sy naam nie. Wie hierdie nuwe koning was, ons kry nooit sy naam nie. En tussen hoofstuk 1 en waar Israel uiteindelik uit Egipte uittrek is 80 jaar. Moses word gebore daar in Exodus 2 en hy is uiteindelik 80 as hulle uittrek. So, daar's 80 jaar wat verbygaan. Dit beteken hom het nog 'n nuwe koning gekom, het selfs nog konings, maar daarna word hierdie koning weer net Farao genoem. So verskillende konings word net Farao genoem. Dis sy naam, hy's Farao. En ons rede daarvoor, aan die een kant, soos ons gaan sien, maak nie saak wie die koning is nie, hier is nie Farao se storie nie, dis God se storie, dit gaan uiteindelik oor God wat sy volk uitlei uit Egipte uit, om God te eer, maar dis ook aspres, want Farao verteenwoordig iets. Al hierdie konings wat Farao genoem word, verteenwoordig iets. Van vers 8 af is Farao die een persoon in opstand teen God. Hy verteenwoordig Egipte en al sy gode. Die Farao het homself, van hulle het letterlik die naam gehad Raamses, wat beteken die seun van Ra, die songod. Die Farao het homself so genoem, die seun van hierdie songod. En hy regeer oor hierdie land, Egipte. En in die skrif sien ons Egipte is die land van, wel, wat in Exodus beskryf word, dis die land van slawerny en dood. As jy kyk na die werkwoorde wat gebruik word vir uitgaan en ingaan in Egipte, dan is dit heeltyd, jy trek op uit Egipte en jy trek af van Kanaan af na Egipte toe. So, dis hierdie prentjie van Egipte is in 'n gat. Dis die graf.
Egipte is die grafland. En die koning daar is maar net Farao. Hy is die koning van hierdie grafland. Hierdie land van dood en slawerny. En hierdie koning van hierdie land haat God met alles wat hy is. Hy haat alles van God ook. Laas keer het ons gesien vers 7, Genesis 1 vers 28, baie duidelik, die eerste opdrag aan die mens, vermeerder, wees baie, wees vrugbaar, vul die aarde. En Farao haat daai opdrag. Een van die eerste opdrag in Genesis 1. Farao haat dit. Hy haat vers 7. Hy haat God se ontwerp vir die mens. Hy haat God self. En hy haat God se mense. Hy haat God se beloftes aan daardie mense, soos ons ook nou gaan sien. En hy haat dit dat hulle so baie sal wees soos God gesê het, en hy haat dit dat hulle miskien uit Egipte sal uittrek. Hy haat dit dat God mense sal verlos. En ons gaan dit later sien, hy haat dit dat die Israeliete God sal aanbid in die woestyn. Want hy wil aanbid word. Dis die nuwe koning wat opstaan. Nou, hierdie is alles behalwe die storie van die verdrukker en die verdrukte. Hierdie hoofstuk word so baie gebruik teen xenofobie en rasisme en sosiale sondes van volkere teenoor mekaar. En dit word weer en weer gebruik om die Jode se verdrukking in die geskiedenis te beskryf en te verklaar. Kyk, dis weer Genesis 1 wat nou hierso plaasvind. Maar as jy hierdie storie verskraal tot net Egiptenaars en Israeliete, mis jy totaal die punt. Hierdie is die storie van God se oorwinning oor Farao, die vyand. Farao is niemand anders as God se vyand nie, en reeds aan die begin sien ons hierdie oorwinning, die Exodus, weg van Farao se oorheersing is meer as net politieke speletjies en oorlog. Dis meer as net 'n volk wat uitgelei is uit Egipte. Die weglaat van Farao se naam moes vir die volk iets gesê het. As hulle vir hulle kinders hieroor vertel, maak eintlik nie saak wat die Farao se naam was nie. Dit gaan geskiedkundiges nog 2000 jaar later baie laat kopkrap oor wat presies hier aan die gang was, maar dit maak eintlik nie saak nie, want hier is iets groter aan die gang. Die uitlei uit Egipte is die uitlei uit die koue kloue van die groot onderdrukker. Ons eie sonde, Satan in hierdie wêreld, die vyand. En ons sien dit ook nou in die onderdrukking van hierdie nuwe koning. Kyk wat sê vers 9 tot 11. Die nuwe koning kom op, die koning het toe aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons, kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, of laat ons wys wees met hulle, ons gaan nou sien, dit is nogal ironies, hulle gaan nie wys wees nie, laat ons wys wees met hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in 'n oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons geveg en uit die land optrek nie, dat hulle nie uit Egipte ontsnap nie. Daar's hierdie wyse plan wat gemaak moet word, sodat die Israeliete nie meer word nie, en dat hulle in Egipte bly. En nou word die wyse plan deurgevoer in vers 11. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid of met verdrukking te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Raamses gebou. Kyk hoe werk die vyand, hierdie koning. Hy soek jou vir homself. Hy soek jou, gelowige. Gelowiges wat vers 7 ervaar, regtig in die seën van die Here, in die kerk, hy soek jou vir homself. Ons slawe drywers
ons ou slawedrywers, ons groot vyande, ons sonde en Satan in hierdie wêreld, wil jou 'n slaaf maak. Farao wil jou verslaaf maak aan jou eie sonde. In die wêreld van sonde in diens van 'n ander koning. Hy haat dit om mense onder 'n goeie meester te sien, die goeie meester te sien. Hy haat dit om te sien hoe Christus vers 7 se seën uitstort deur sy gees in sy kerk. Hy haat dit wat hier aan die gang is elke Sondag. Hy haat dit dat ons regtig lief kan wees vir mekaar. Hy haat dit as hy sien mense verander. Hy haat dit as hy sien die kerk groei. Hy haat dit as hy sien jy groei. Hy haat dit dat daar vrede in die kerk is. Hy haat God en sy mense. En daarom beraam hy 'n plan. Kyk hoe doen hy dit. So vers 9 tot 11 sê, Farao wil nie hê die Israeliete moet meer word nie. Hulle moenie daai seën ervaar van vers 7 nie. Hoe gaan hy dit doen? Wel, op die oppervlak van wat ons nou hier kan sien, hy gaan hulle net meer werk gee. Hy gaan hulle slawe maak en hulle dan onder dwangarbeid sit. Hulle baie werk gee sodat hulle van hulle gesinne afgetrek word. Hulle moet fisiese slawe word onder dwangarbeid. En dan gaan hy jou van jou gesin aftrek. Satan wil jou aandag aftrek van die groot doel. En dis onder andere deur jou aandag weg te trek van jou gesin af. En beslis is daar baie direkte toepassings wat ons hier kan maak na vandag toe. Satan is steeds besig om gelowiges te probeer oortuig om nie kinders te kry nie. Deur hulle aandag weg te trek van hulle gesinne af met 'n klomp maniere. Ons gaan net nou so 'n bietjie daarna kyk. Maar dit is ook dieper as dit. Dis dieper as net die Israeliete moes net nie by hulle gesinne gewees het nie. Hoekom wou die Israeliete kinders kry? Want hulle het vasgehou aan God se belofte aan Abraham. En sy nageslag sal een wees in wie al die geslagte van die aarde geseën sal wees. Daar gaan een kom, Genesis 3 vers 15 ook, daar gaan een kom uit hulle geslagte. Daarom kry hulle kinders, hulle verwag die Messias, daarom kry hulle kinders. Farao se plan lê dieper as bloot net kinders kry. As jy net op die oppervlak kyk, dan maak Farao se plan aan een kant nie sin nie. Ons gaan dit dalk volgende keer ook sien. As hy juist sy werksmag wou vermeerder, hoekom maak hy die seentjies dood? En nie die dogtertjies nie. Dit sou baie meer effektief gewees het om net die dogtertjies dood te maak. As hy juist net meer slawe wou gehad het, hoekom maak hy die seentjies dood? Die verdrukking, die ballingskap weg van God af is veel dieper as dit. Farao wil ons oë wegvat van hoop op Christus, op die Messias. Die vyand wil nie hê jy moet kyk na die toekoms, na die koning wat kom, die ware koning wat kom nie. Hy wil jou oë hier hou en jou besig hou met iets anders. Jou vyande wil jou hoop steel in die grafland, Egipte. En hierdie is so belangrik om te sien. Sonde en Satan haat dit om jou op jou knieë te sien. Hulle gaan enigiets voor jou oë gooi om jou oë weg te trek van Christus af. Maar die vyand doen nie net hierdie deur die aandag weg te trek nie. Die vyand doen hierdie deur dit te vervang, jou aandag op Christus te vervang met iets anders. Christus moet vervang word in jou lewe. En daarom laat Farao die Israeliete 'n stad bou. Hy sê nie net vir hulle, gaan grawe die put en gooi hom weer toe nie. Hy gee vir hulle 'n ander doel. Kom bou vir my 'n stad. Hy skryf hulle in vir die stadbouprojek van hierdie wêreld. Hoe gaan die Israeliete hoop verloor en ophou kinders kry?
Hulle moet slawe wees, maar meer as dit, hulle moet slawe wees vir voorraadstede van Farao. Hulle moet stede bou. Hulle moet bou aan die projek van hierdie wêreld. Hierdie bose koning moet geëer en gedien word. Die stadbouprojek gaan hom eer, want dit is voorraadstede. Dit gaan wys van, kyk hoe ryk is hy. En die Israeliete moet dit bou om hom te eer. In die skrif sien ons hierdie tema van stadbou in opstand teen God se eer, om mense te verhoog tot om God te wees en in teenstand teen God. En dis presies wat ons sien in ballingskap, weg van God af. Na die sondeval, weg uit die tuin uit, weg van God se aangesig af, in die ban in Egipte, in die grafland sien ons Kain sondig, en hy gaan net nog verder weg van die Here af. En soos wat hy nog verder weg van die Here af gaan, dan lees ons, hy bou 'n stad. Hy bou vir hom 'n naam, wat vir ewig sal staan, want hy moet mos homself red. Hy bou vir hom beskerming, en hy bou vir hom eer, in opstand teen God. Dis wat stadbou word, na die sondeval. 'n naam, om ewig te staan, beskerming en eer, ewigheid in teenstelling en opstand teen God. Blaas ons bietjie verder, om net nog 'n voorbeeld te noem, kan ons in Genesis 11 nog 'n stadbouprojek. En dit gaan oor presies dit, met die toring van Babel sê hulle, kom, laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring maak, waarvan die spits tot in die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak. Opstand teen God, 'n naam wat vir ewig staan, beskerming en eer en opstand teen God. Dis stadbou, na die sondeval. Maar hier word God se volk nou intekenaars vir die stadbouprojek van hierdie wêreld weg van God af. En die name van daai stede wys dit ook vir ons. Hulle het nie Jerusalem gebou nie. Hulle het Pithom en Raamses gebou. Pithom is die huis van die god Atem. En Raamses, soos wat Farao se naam ook beteken, is gebore uit Ra, die songod. So Israel is besig in hulle slawerny om stede te bou tot eer van die vyand in die naam van afgode. En die woordjie wat hier gebruik word vir hulle diens daar later in, ek dink is vers 14. Daai woordjie diens, hulle diens in slawerny om hierdie stede te bou, is dieselfde woordjie wat die Here later gebruik om te sê die volk moet hom gaan dien in die woestyn. Dis wat moet gebeur. Die Here sê sy volk moet hom dien. Maar nou is hulle in diens van 'n bose koning in die naam van afgode. Hulle is besig om in die plek van diens aan die Here stede te bou tot eer van 'n bose koning en sy afgode. En dis hoe Satan jou aandag wegtrek van Christus af, al hoe verder in die grafland in. Hy vervang jou toegewydheid aan Christus met 'n ander projek om oor opgewonde te wees. Hy maak jou opgewonde oor iets wat net totaal irrelevant is vir die bou van Christus se koninkryk. En volgende keer gaan ons dit ook sien, hy val juist die seentjies aan daar, kinders en seuns, maar net 'n voorbeeld te noem, moet in hierdie projek geleer word om eerder opgewonde te wees vir die bou en veg van 'n virtuele wêreld, in rekenaarspelletjies. En nie die bouprojek van die koninkryk van Christus nie. En dis dan waarvoor jy lewe. Jy wil hierdie bou en jy wil hiervoor veg en dis wat jou opgewonde maak. Of jy word ingeskryf vir die bouprojek van jou aanlyn profiel gewildheid op TikTok en Instagram. Of jy word ingeskryf vir die kursus van die lewe wat jou leer dit al wat jy ooit nodig het, rykdom is. Hy trek jou in dat jy bou aan jou stad en die stad van hierdie wêreld. En dalk sit regtig die werk wat jy doen, jou werk, raak dalk 'n slawerny.
het soveel werk dat jy uit oog verloor wat regtig belangrik is, jou verhouding met Christus en daarom jou gesin. Dis regtig aklig. Dis die eintlike slawerny. Daai aan die einde van vers 11. Hulle het vir Farao die voorraadstede van Pithom en Raamses gebou. Daai versie is so krities. Dis die eintlike slawerny van die Israeliete. En hierdie is belangrik. Israel is dus nie onskuldig in die reële storie nie. So jy kan nie hierdie die verdrukte en die verdrukte storie maak nie. Die toppunt van die Exodus, die Pasga-lam uiteindelik gaan dit wys. Sonder die bloed van die lam sou die Israeliete se eersgeborenes ook gesterf het. Hoekom? Want hulle is nie die onskuldige slagoffers nie. Hulle verdien ook die dood. Hulle is ook skuldig. Hulle het mettertyd, vandat hulle in Egipte aangekom het, deel geword van hierdie stadbouprojek, dat hulle afgodsdienaars geword het. Jare en jare het hulle dalk gewoond geraak selfs in hierdie strategie. Dis nou maar net wat ons doen. Die verdrukking is erg, maar dit waarmee ons eintlik elke dag besig is dis nie wat erg is nie. Hulle het begin deelneem aan die Egiptenaars se sonde. Dis regtig sleg. En onthou, Exodus 1 gaan hoofsaaklik oor kyk hoe sleg dit is in hierdie land van dood en slawerny weg van God af. Kyk hoe sleg is dit weg van God af. En onthou weer eens, Exodus veronderstel die ballingskap weg van God se aangesig af. Hier is hierdie volk in slawerny, in geweld, in afgoderry. Dis regtig slawerny. Dis wat slawerny is. Slawerny is nie om vir iemand te werk nie. Slawerny is om 'n knegt te wees in diens van Satan en sonde in hierdie wêreld. En iemand kan ook sê, ja, maar dit was dwangarbeid. Hulle het eintlik nie 'n keuse gehad hierin nie. Die Farao het hulle gedwing. Natuurlik, maar dis juist die punt van die storie. Ons kan nie onsself verlos uit die slawerny van sonde nie. Ons moet kyk na Jesus. Hy moet ons red. Iemand buite Egipte moet ons kom red uit Egipte uit. Dalk voel jy vasgevang in 'n ding wat jy nie sonde wil noem nie. Want jy voel nie so verantwoordelik daarvoor nie. Dit het amper deel geword van wie jy is. Jy voel nie asof jy dit enigstens kan beheer nie. En jy voel of jy net geen hoop het om los te kom van hierdie ding, hierdie slawerny nie. Dalk is dit soos hierdie slawerny van die Israeliete. Dalk is dit iets soos jou angs of jou dalk dronkenskap of onbeheerde woede of depressie wat jou aftrek in hopeloosheid. Kyk wat wys die Here vir ons. Jy kan nie jouself red uit slawerny nie. Dis slawerny. Dis wat diens aan sonde is. Jy kan nie jouself red nie. En dis wat die Here dan wys in vers 12 ook. Hy is steeds in beheer van hierdie geskiedenis. Hy is die een wat red. Paulus sê van hierdie geskiedenis mos
Ek het dit laas keer ook gelees, 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Al hoe daai versie waar is as hierdie God se storie is en hy is in beheer nog van dit al die pad. Hy het nêrens die pap op die grond laat val nie, hy het nêrens geskrik nie. Hy is die enigste een wat sy volk kan verlos uit hulle slawerny en hy wys dit vir ons reeds in hoofstuk 1. Kyk daar, vers 12. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei. Daai uitgebrei is letterlik uitgebars. Hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle uit hulle nate gebars. Sodat die Egiptenaars bang of angstig geword het vir die kinders van Israel. Daai woordjie bang is meer as net bang. Dis intense angs en vrees gemeng met haat en walging. Dis die gevoel wat jy kry as jy in die middel van die nag in die pikdonker op 'n 6 meter lange luislang sal trap. Dis daai bang. Haat en walging en verskriklik bang. Hoekom? Hoekom het die Egiptenaars so bang geword? Wel, want hierdie is ook die gevoel wat jy kry as jy vir die 5de keer die kokrot doodslaan en hy vlieg in jou gesig in. Hulle is bang. Want hierdie koning en sy mense besef, hier is iets meer aan die gang as net 'n klein groepie mense. Hier is iets groter agter die vermeerdering. Dis bo-natuurlike vermeerdering. Hoe maak dit sin dat hulle meeste van die dag weg van hulle gesinne af is en die vrouens word net weer swanger? Hoe maak dit sin dat die kerk aanhou groei in vervolging? Dit maak nie sin menslik gesproke nie. En daarom gaan die koning dan aan met vers 13 en 14. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid, daai hardheid is met geweld, met fisiese geweld ook, laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klein bakstene, deur allerlei werk in die landerye, al die werk wat hulle met die hardheid deur hulle laat verrig het. Hierdie geweld, hierdie slawerny, verdrukking dis regtig aaklig en is nodig om te sien hoe aaklig dit was in reaksie op wat die Here nou doen. Dis die lewe van slawerny van ons ou mens onder 'n tirannieke slawedrywer, sonde en Satan. En vers 13 en 14 kleur daai in. Hierdie meester haat jou regtig. Die Egiptenaars was al vir honderde jare in daai tyd bekend as hierdie wrede slawedrywers. En die wreedheid wat hier beskryf word, hierdie geweld waarmee hulle verdruk is, sien ons net so in ander antieke bronne, wat bevestig wat hier staan. Daar's so een inskripsie wat vertel van hierdie opsigter wat by 'n landery aankom en die Israeliete het ook in landerye gewerk. En dan vra hy vir die werker, waar is die koring? Dan sê hy, daar is nie koring nie. En dan word hy geslaan en sy vrou en kinders word geslaan voor sy oë met stokke. En dan word hy vasgebind en kop eerste in die put gegooi. Dis die diens in slawerny. Dis die diens aan sonde. Dis wat diens aan sonde aan jou doen. Slawerny maak jou dood. In die land van die dood. Maar weer eens, Eksodus 1 wys al, God is hier in beheer. As dit van die Israeliete afgehang het, sou hulle waarskynlik net by Egipte ingesmelt het, ingetrou het, uiteindelik met hulle taal, hulle eie gemaak het en net Egiptenaars geword het. Maar hulle kon nie, want God het hulle gekies as syne. Hulle kan nie 'n ander godsin wees nie. Jy kan nie meer Pietom en Raamses bou nie, jy's bevry om godsin te wees. Die planne van die vyand kan dit nie keer nie, want die ware koning sit op sy troon.
Farao is angstig want hy besef sy eie skepper is in beheer van hierdie geskiedenis. En hierdie is so belangrik as ons ook deur die aakligheid van hierdie geskiedenis lees. Volgende keer gaan ons lees dat die seentjies doodgemaak. Dis regtig aaklig, dis die aakligheid van hierdie slawerny. Maar hierdie volk se vader was in totale beheer van alles wat hier gebeur het. Hy het nie vir 'n oomblik beheer verloor nie. Hoor wat sê Psalm 105 vers 25, ons gaan dit net nou sing. Hy het hulle harte verander om sy volk te haat, om lustig teen sy knegte te handel. God het dit laat gebeur. Dit wat hier beskryf word, God het dit gedoen. Hy is nie verantwoordelik vir die sonde nie, hy het dit laat gebeur. Hy was in totale beheer daarvan. Hy het dit laat gebeur om sy heerlikheid vir beide die Israeliete en die Egiptenaars later te wys. Alles wat God in jou lewe doen, in die lewe van sy kerk doen, is in sy alwysheid altyd om sy eer te dien. En daarom is dit altyd goed en reg en mooi, al verstaan ons nie binne in die oomblik, soos vir die Israeliete heel waarskynlik ook het, verstaan ons nie binne in die oomblik waarom die Here dit toelaat nie. En daarom dat Farao se planne nie kan seëvier nie. Want hierdie is nie sy storie nie. Sy wyse en slim planne eindig altyd in 'n ironiese mislukking. Die grootste ironie in die geskiedenis was toe Jesus uiteindelik kruis toe is. Die koning is dood, maar hy het die grootste oorwinning behaal. En het opgestaan. Die planne van Satan kan nie Christus se kerk keer nie. Verdrukking en vervolging lyk of die kerk vernietig kan word, maar hierdie is nie Farao se storie nie, dis God se storie. En daarom die bloed van die martelaar is die saad van die kerk, het Tertullianus gesê. Wat so ironies is dat die Israeliete, as hulle net gelos is, soveel keer in die geskiedenis al gebeur het, met ander volke, sou hulle waarskynlik net ingemeng het met die Egiptenaars. Maar God het hulle lief en daarom laat hy hulle verdruk en daardeur bly hulle juis apart. Ten spyte van hulle afgoderry. God is in beheer, dis sy storie en daarom laat hy hulle verdruk omdat hulle swak is. Omdat hulle in hulle swakheid waarskynlik sou inmeng, laat hy hulle verdruk. En hoeveel keer bewaar die Here nie juis sy kerk deur verdrukking nie? Ten spyte van ons swakheid en afvalligheid, bewaar die Here ons deur verdrukking. Hy suiwer en beskerm sy kerk in tye van swaar kry. Handelinge wys dit vir ons. Die hele vroeë kerk se geskiedenis wys dit vir ons. Hoe meer die vervolging, hoe meer die groei. Die bloed van die martelaars, die saad van die kerk. En onlangs gebeur het daai Charlie Kirk wys dit net weer. Dit lyk so ironies. Maar dit is omdat hierdie God se wêreld is en nie die vyand se nie. Daardie man wou hom stil maak, maar sy dood het hom alles behalwe stil gemaak. Dis ook op persoonlike vlak. God bring tugtiging in jou lewe. En menslik gesproke kan dit lyk asof jy jou geloof gaan verloor. Maar ten spyte van die verdrukking laat hy jou groei. Hy bring lewe in verdrukking. Want hierdie is nie Farao se storie nie. Dis God se storie. Psalm 119 vers 67 en 71 sê: Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. En dit was goed dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Dit is so ironies. Dit klink so ironies. In Hebreërs 12 ook. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik 'n saak, nie 'n saak van blydskap is nie. Dit is so, maar van droefheid. Later lewer dit egter vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Dis wat die Here doen.
En net hy kan dit doen, want hy is in beheer van alles wat hier gebeur. Die ironie gaan nog verder, omdat hierdie God se storie is. Hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle verlang na die nuwe land. Hoe meer het hulle verlang na verlossing. Farao wou keer dat hulle ontsnap uit sy slawerny en daarom verdruk hy hulle. Maar die verdrukking het juis gemaak dat hulle meer verlang om weg te kom uit Egipte uit die slawerny van sonde en Satan. God verdruk jou, dat jy kan voel aan jou vel hoe nodig jy Jesus het. Hoe nodig jy verlossing uit jou sonde het. En dis nie noodwendig dat jou gesukkel met geld en siekte en net gemors in hierdie gebroke wêreld as gevolg van gister se skinder is nie. Maar die Here wys jou met elke beproewing en elke tugtiging, jy het vir Jesus nodig. Verlang, nie na die vleispotte van Egipte nie. Verlang na Jesus wat kom. Jy is nou in 'n vreemde land as 'n vreemdeling. En jou verdrukking wys dit vir jou. Moenie dit vergeet nie. Moenie jou oë wegvat van Christus nie. Verlang. Verlang na wanneer jy Christus sal omhels. En die Here doen dit in ons deur verdrukking. Eksodus 1 wys vir ons, kyk hoe sleg is slawerny weg van die Here af. Kyk hoe nodig het ons verlosser koning. Gelowige, sien raak dat die planne van die Satan, die vyand, sonde in hierdie wêreld, nooit sal seëvier nie. Dis regtig vernietigend. Lewe in die slawerny van hierdie wêreld se stadbouprojek is alles behalwe wonderlik. Dit maak dood. Enige sonde lyk mooi, want die versoeking kleer dit mooi in, maar dis regtig sleg. Kyk hoe waarsku die Here ons in hierdie geskiedenis. Kyk hoe werk Satan. En sien dan raak dat jy nie uit jou slawerny kan kom sonder hom nie. Kyk na Christus en sien die hoop dat Christus se oorwinning nooit gekeer is deur die planne van Satan. Amen.